Hebreërs 4 vers 12 en 13. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, te beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë en aan hom moet ons rekenskap gee. Hartlik welkom by nog 'n episode van Evangelisasiestasie. Ons is bevoorreg om nog 'n week gespaar te wees en alle eer aan die Here daarvoor. Hartlik welkom ook aan Roan, daar uit Oshakati, daar uit die verre noorde. Ek hoop nog nie is so koud daar by julle as wat hier by ons al is in Tsumeb nie. Dit is 'n bietjie kouer, maar ek dank die Here daarvoor. Ek bid elke jaar net vir 'n klein bietjie winter, net vir so 'n dag of 2. So ek waardeer dat dit klein bietjie kouer is. Nee, dit help so 'n bietjie. Maar ja, nie te veel koue nie. Ons is hier in die noorde gewoond aan hitte, so ons soek nie hitte. Nee, ek is dankbaar dat ons hier kan wees en vandag gaan ons oor 'n baie ernstige gesprek hê oor moet ons kerk toe gaan. Is eredienste regtig so belangrik? Ons leef eintlik in 'n tyd waar veral so na COVID, maar selfs voor COVID, was daar by mense die verskoning gewees, maar ek hoef nie kerk toe te gaan nie. Ek hoef nie by die erediens te wees nie. Ek is self kerk en die mense is kerk en die Here het sy gees in my ook ingestort, so ek kan by die huis, ek kan by my huis sit in die gerief, in die gemak van my eie huis, in my bed lê, in my pyjamas, en ek kan eredienste luister of ek kan preekopnames of oor die radio luister na preke. Is dit nie ook kerk nie. En ja, ons gaan so 'n bietjie hierdie ewige groot vraag antwoord. Ons gaan probeer om dit kort en bondig te hou, maar ek dink ook die realiteit daarvan is dat ons gaan erns maak met hierdie gesprek, so ek dink hierdie opname sal so 'n bietjie langer wees as gewoonlik. Maar ja, uiters belangrik dat ons ook die praktiese vraag dan ook beantwoord vanuit God se woord, dat ons altyd weer terugkom na God se woord. So as jy vandag luister, moenie vir ons kwaad raak nie. Ek het nou onlangs 'n ervaring gehad waar mense vir my kwaad geraak het, omdat ek ook by huisbesoek hierdie vraag aangespreek het en veel het maar gesê, maar hoekom kom jy nie kerk toe nie? En dit natuurlik nou so 'n bietjie risiko ontlok, wat op jou vandag mooi hanteer moet word. So ja, mens moet baie versigtig met hierdie vraag werk, want ek dink baie mense is gevoelig oor hierdie gesprek, maar ek dink ook mense moet besef, ons is nie hier om mense ore te streel nie, ons roeping op die einde van die dag is om te sê, so sê die Here ons Here. En of ons nou daarvan gaan hou of nie, dit is nie ons woorde nie, dit is God se woord. So neem dit in ag van die begin af. Goed. Roan, wil jy graag hierby inskakel? Ja, asseblief. Ek dink ons werk natuurlik met mense, so ons verstaan. Daar is mense wat al seer gekry het deur die kerk. Ek dink daar is dinge wat al gebeur het tydens 'n erediens of tydens samekoms van gelowiges, dat mense dan op die einde die besluit maak, maar hulle bly liewers dan by die huis of want dan is er nie mense wat hulle seer maak nie of wat ook al rede. So ons verstaan dit, ons het natuurlik begrip daarvoor, ons kry seer, ons kerk bestaan nie net uit sondelose mense uit nie, maar uit sondaars uit, en waarvan ons ook sondaars is, en so ons verstaan dit, maar dit verander nie die Here se opdrag nie, dit verander nie die Here se woord nie, dit bly dieselfde. En daarom is dit ook belangrik, soos Jacques gesê, dat ons mooi vanuit die woord dit kan beantwoord, en want die woord is op die einde die maatstaf. So Jacques, jy het nou teruggetrap, jy het nou gesê, jy het so lekker gesprek gehad. So ja, wat is, of hoekom moet ons eredienste bywoon? Ja, ek dink ons moet begin by 'n punt waar ons onsself afvra, waar gaan die kerk? Die rede hoekom ons as kerk by mekaar kom, is omdat die Here sy uitverkore volk by mekaar roep. So almal wat uitverkies is deur die Here, roep hy en dring hy deur sy gees om by die plek waar hy ons vestig, die plek, die dorp waar ons woon, by 'n kerk laat aansluit, sodat ons daar ons
Here kan loof en kan prys saam met medegelowiges, saam met broers en susters in 'n huishouding. So ons moet eintlik hierdie ding sien in die lig van 'n huishouding. So God die Vader is ons Vader, ons hemelse Vader, en hy roep sy kinders na hom toe en hy sê kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas, kom na my toe. Ek wil met julle praat. Ek wil vir julle lief wees. Ek wil vir julle my genade en my vrede gee. Nee, dis in die erediens van ons jy is die seun van die Here ook ten diepste ervaar en beleef. Dis daar waar ons sondes voor die Here kan bely, waar ons geloof voor die Here kan bely. Dis daai twee gesprek ontmoeting in die erediens waar die Here met ons praat en ons praat met die Here. Nee, waar die Here uit sy woord uit vir ons toerus met wat hy van ons verwag en toerus oor wie hy is en vir ons bevel gee hoe ons moet gaan leef en dan antwoord ons met lofprysing, ons antwoord met gebed as gemeente gesamentlik. En dit is iets kosbaar. So die kerk van die Here is daar gestel deur die Here self. So die kerk is nie maar net 'n blote mensgemaakte hoe kan mens sê soos 'n rugbyklub of net 'n versameling van mense nie. Dit is nie waar dit gaan nie. Die kerk is die liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12, Romeine 12 stel dit ook baie mooi duidelik dat die kerk is die liggaam van Christus en Christus is die hoof, Efesiërs 1. Nou as Christus die hoof is, hy is die regeerder van die kerk en almal kom in sy naam bymekaar om die Here te loof en te prys, dan beteken dit met ander woorde, ons is daar vir die Here. Ons kom daar as huishouding bymekaar, sodat ons nie selfgerig op onsself staat maak nie, maar juist ook daai huishoudelike eenheid wat ons het in Christus kan uitleef nie. En 1 Korintiërs 12 maak dit eintlik so baie mooi prakties. Die liggaam, hy beeld die kerk uit as die liggaam van Christus. Paulus nou daar en dan sê hy maar ons is verskillende liggaamsdele en elkeen is verbind aan mekaar deur die Gees. Ons is deurdrenk met die Gees. So die Gees is die ene wat uitgestort is, die is opgevaar het om ons by mekaar te bring as gelowiges, om mekaar te verbind, sodat ons een kerk kan wees oor die hele aarde. Daar is ons op verskillende plekke. Ja. En dit bring mens by die punt om dan te verstaan dat God ons daar roep sodat ons gawes wat hy vir ons gee, praat daar van genadegawes, geskenke, kan jy eintlik dan sê, wat hy dan vir ons gee, talente wat hy vir ons gee, kan ons ook noem, wat ons dan moet gebruik om sy naam dan groot te maak, om mekaar te dien, maar ook om te dien. So as daar dan iemand nie by die kerk is nie, dan soos 'n hand wat geamputeer is, of 'n voet wat geamputeer is, dan is daar gebrek in die liggaam. So ons moet sorg dat ons by die kerk van die Here uitkom. Ons moet sorg dat ons as uitverkore kinders wat gevul is met die Heilige Gees, gedryf word om elke dag eintlik daar in teenwoordigheid van die Here te wees. Ek dink nou weer aan Psalm 84. Ek het so hier in die begin van die jaar daaroor gepreek. En is eintlik nogals baie mooi hoe die psalmdigter van Psalm 84 hierdie smagting het om deurlopend in die kerk wees. Hy is so jaloers eintlik. Hy sê dit eintlik daar, hy is eintlik jaloers op die priesters. Want kyk, hulle is elke dag in die teenwoordigheid van die Here. Hy is jaloers op die voeltjies wat nes maak in die tempel van die Here, want hulle is elke dag daar in teenwoordigheid van die Here. Dis waar hy ook wil wees. En dis die smagting wat die Here deur sy Gees vir ons gee om by mekaar te wees, om die Here daar te kan loof en te kan prys. Roan, van jou kant af? Ja, ek dink ek trek dit gewoonlik terug al redelik aan die begin toe in die Ou Testament, waar God vir 'n volk geroep het, Israel in die Ou Testament, en reeds in Eksodus 19 lees ons dat hy sê, as julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien, 'n gewyde nasie, die hele aarde behoort immers aan my. En dan word daar weer herinner vir die tweede geslag, dan sê die Here weer in Deuteronomium 7, jy is 'n volk wat vir die Here jou God afgesonder is, vir jou het die Here jou God gekies om uit al die volke op die aarde sy eiendomsvolke te wees. Hy sê, ek het julle lief gekry, nie omdat jy die grootste was nie, jy was die kleinste van almal. En dan sê hy dat die Here jou God, hy is God, hy is 'n betroubare God wat altyd sy verbond in stand hou. En dan lees ons in Petrus, waar Petrus ook na die gelowiges, na die kerk daar verwys, waar hy dan vir hulle hierdie identiteit gee
of hy sê dan soos God die Vader dit vooraf bestem het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Christus. So die kerk is, dit is gelowiges, ons weet dit is nie 'n gebou nie, dit is deur die Vader uitverkies, deur Jesus vrygekoop, deur die Heilige Gees afgesonder, geheilig. En dan sê hy in hoofstuk 2, en dan sê hy, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is. Min of meer dieselfde woorde wat Eksodus 19 na vore kom. Met ander woorde, en dan lees ons, en die rede hoekom ek die lyn trek is, die volk was binne die grense wat God daar gestel het. En iemand wat hulle buite God se grense gestel het, het gesê, ons wil nou nie deel wees van God se volk nie. En hoe hartseer is dit nie? En as ons dit nou deurtrek na die Nuwe Testament toe, nêrens in die Nuwe Testament lees ons van gelowiges wat nie deel was van 'n plaaslike gemeente nie, wat nie eredienste eintlik bygewoon het nie. Nêrens lees ons dat hulle tot geloof gekom het en dan ewe skielik het hulle daar so staan, hulle het tot geloof gekom en die kerk het aanhou groei. In ander woorde, daar het ook lidmate bygekom. So jy kry nêrens in die Nuwe Testament waar jy lees dat mense deel geword het van 'n kerk, maar het gesê, "Skus, die eredienste is nie vir ons nie." So ek sê altyd vir die mense, as jy glo dat jy 'n Christen is, as jy regtig glo dat die Here vir jou sondes gesterf het, dan is jy deel van die liggaam. Jy is deel van sy universele kerk, en ons het al in vorige video's daaroor gepraat, as ek reg kan onthou. Jy is deel van die universele kerk van die Here. En dan gaan dit uiting vind in die plaaslike kerk. Met ander woorde, jy gaan wil deel word van 'n plaaslike gemeente. En ja, jy gaan seer kry. Jy gaan nie op partykeer vervies vir die predikant of die ouderling of die diaken of jou medelidmaat. Dan gaan partykeer iemand op jou sitplek kom sit. Wat ook al. Maar ons is saam in dit en ons gaan, en dit beteken nie ons moet nou ewe skielik wegbly van die eredienste nie. Ons gaan in 'n volgende video gaan ons bietjie wil ek iets anders eintlik daaroor sê. So ek dink net as jy deel is van God se volk, deel is van sy kerk, dan gaan jy wil deel wees van sy volk of sy kerk hier op aarde. Jy gaan dan 'n gemeente soek, 'n ware kerk soek om deel van te raak. En dit is belangrik. So, en daar's verskeie tekste, Hebreërs 10, wat sê ons moet nie wegbly, ons moet met vrymoedigheid die genade troon nader, ons moet nie wegbly van die samekomste nie. Maar Jacques, nou wil ek weet, wat maak mense nou met 'n teksgedeelte soos Matteus 18? Vers is dit 18 en 19 wat sê waar 2 of 3 in my naam vergader. Want dit is wat mense sê, nee, ons is 2 of 3, ons kan huiskerk hou, of ons kan, ek en my vrou en ons kinders, ons sit en ons kan Andries Enslin luister op Kyknet, of wie ook al op Kyknet luister, want die Here sê self in sy woord, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek. So wat sê jy met daai teksgedeelte, of hoe sê jy dan dit mate antwoord? Ja, ek dink Mens kan baie maklik scenario skep. Ek het lidmate hier in die gemeente wat die scenario skep, maar kyk hoe ver woon ons van die kerk af. En is nie vir ons altyd moontlik om by die kerk te kom nie weens finansies of weens omstandighede. En die antwoord wat ek vir hulle gee is dit. As mens sê mens het nie meer die kerk nodig nie. As mens sê, mens gee nie om oor die kerk nie, mens sluit menself nie aan by 'n kerk nie, mens is nie deel van 'n kerk nie, dan tree jy eintlik liefdeloos op. Want jy sê eintlik vir die Here en vir sy kerk, ek het julle nie nodig nie. Ja, ek kan self aangaan. My verhouding is die heel belangrikste. Dit gaan selfsugtig wees, nee. Dit is presies wat die duiwel eintlik wil hê. Hy wil hê ons moet afgesonder wees. Hy wil hê ons moet nie saam met die res van die trop skape loop nie. Hy wil hê ons moet afdwaal. En dis waar dit begin, want nou, omdat ek self sê, ek kan nie, of ek wil nie, of ek gaan nie, want ek het nou die grief in my eie huis. Ek het 2 of 3 mense saam in die huis, en ons gaan nou self erediens hou, en ons gaan nou self kerk wees. Dan sê die Here, nee. Jy het nie die gawe om 'n predikant te wees nie. Jy het nie die gawe om 'n ouderling of 'n diaken te wees nie. Ons moet op die einde van die dag ook besef ons het verskillende gawes gekry sodat ons die uiting kan gee aan wat die kerk is, waarom die kerk daar is, hoe kerk gevier moet word, hoe nagmaal ingerig moet word. Dis nie maar net bloot almal kan dit doen nie. Die Here sê vir ons mooi, 1 Korintiërs 12, ons het mekaar nodig.
En so, as ons nou gaan sê ons het nie mekaar nodig nie, is dit amper soos as ek net dink aan 1 Korintiërs 12, die hand wat afgekap word, homself amputeer en sê luister hier, ek gaan myself probeer aangaan. Wat gebeur met 'n hand wat afgekap is? Kan hy self aangaan? Hy kan nie self aangaan nie, hy vrot. Nee. Ja. Van binne af begin hy vrot. En dis presies wat veroorsaak by ons ook. Ek dink COVID het ook 'n groot impak gehad, maar selfs nog voor COVID. Ek onthou dat ek in Potch ook 'n ouderling was. Was eintlik skrikwekkend geweest die neigings wat mense gehad om juist hierdie argument te gooi. Maar dit vat nie die bevel van die Here weg daar in Hebreërs 10 wat hy sê, ek wil graag vir ons voorhou. Laat ons na mekaar omsien. Ek lees van Hebreërs 10 vers 24. Laat ons na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly partytjie-gewoontes nie, maar mekaar hier aanmoedig om daarheen te gaan. En des te meer na mate die oorlosdag sien nader kom. So hy begin by, dit is liefde. Ons mekaar aanspoor tot liefde en goeie dade. Liefde, wat hiervan gepraat word, is selfopofferende liefde. Ek gaan vir my tyd moet opoffer, ek gaan vir my finansies moet opoffer, ek gaan moet in 'n kar klim en in 'n hele paar kilometer ry by die kerk uit te kom, maar ek wil dit doen. Ek wil by die res van my broers en susters wees, ek wil saam met hulle bid, ek wil hulle laste dra, ek wil saam met hulle stry vir die waarheid, ek wil saam met hulle die Here eer en verheerlik, en dis die plek waar ek wil wees, saam met my geliefdes. Nee. En dit is die pad wat mense dan op die einde van die dag stap, om te sê, ek besef dat ek nie alleen kerk is nie, die Here het ons deel gemaak van sy liggaam, so ons kan nie afsonderlik leef nie, ons moet gesamentlik met die res van die kerk ook leef. En dit vereis dan vir ons dat ons by die kerk onsself moet laat inskakel, sodat ons ook ons gawes kan gebruik, sodat daar nie 'n gebrek in die liggaam van die Here self ook is nie. Ja, en Harry Reeder, daai wyle predikant, wat in Amerika was, hy het mos 'n boek geskryf From Embers to a Flame, en ek weet baie predikante het dit al gelees, en maar ek dink die baie mooi beeld wat hy gebruik is so skole. As jy een kooltjie gaan uithaal by die warm kole, wat gaan gebeur met daai een kool? Hy gaan op die einde doodgaan. Hy gaan nie meer daardie hitte hê nie. En dit is die gevaar wat ons loop wanneer mense hulle self buite die kerk plaas, buite die grense plaas wat God daar gestel het. Hulle word koud, en hulle word koud in die geloof, en dit sien mens. As mense eers begin om nie eredienste by te woon nie, maak nie saak, jy kan elke Sondag erediens kyk, jy mis uit op die samekoms van gelowiges, jy word 'n koeltjie wat koud is. En daai gedeelte van Matteus 18 gaan eintlik oor die tug, oor die getuienis van 2 of 3, so dit gaan nie noodwendig oor die erediens nie, en dit is belangrik dat mense dit moet verstaan. Daar was nog iets wat ek wou gesê het is, en ja, ek dink daar's baie verskonings, ons bly te ver, ons plaas is 60, 70 kilos, ons het nie altyd geld nie, dis kom daar diakonie is. Diakonie kan help met brandstof, om seker te maak dat mense nie wegbly van die eredienste weens armoede nie, en dit hoef dalk nie armoede te wees nie, maar as jy nie geld het nie, ek is seker die diakonie kan help, om 1 keer 'n maand vir jou te help, of 2 keer 'n maand te help met brandstof ten minste, om tot by die kerk te kom, en terug. So daar's altyd 'n oplossing, ons moet net nie gaan verskoning soek nie, maar daar is 'n oplossing vir elke verskoning wat lidmate bied, is daar 'n geldige, baie praktiese oplossing. En ek dink wat mense moet besef ook deurlopend is dat wanneer mens dan praat oor die kerk in geheel, is die Here se bevel dat ons juis by ons medegelowiges moet wees. En dis wat ons moet besef. En ek gaan dit weer duidelik maak. Hier is nie bevel van mens nie. Hier is 'n bevel wat van God afkom. So en die Here sou nie sy kerk vergader het as die kerk nie belangrik was nie. Want hoekom is daar 'n kerk in 'n geval dan gestig? Hoekom word ons dan uitgebeeld as die liggaam van Christus? Ja. Dat ons deel van Christus moet wees. Hoekom sê die Here dan dit? Nee. Ek dink dan weer aan die Onse Vader waar ons baie mooi dit bid. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Dis daai gemeenskap, daai ons, nee. Dis die hele tyd ons gerig. Ja. Nie ek gerig nie. En dis waar die perspektiefverskil kom. Van waar ek self gerig was,
in die sonde en het myself gedink het en ek geen dit om oor myself en ek dink het my eie voorkeur, my eie belange. Ek kan nie nou by die kerk kom want ek moet op die plaas gaan werk of ek kan nie nou by die kerk kom want ek het werk om te doen of ek het golf daai dag of ek het hierdie ding wat voorgeval het of ek kan nie in die kerk wees nie want ek is daai dag by 'n sportfunksie en ek is moeg, ek wil eintlik net daai tyd net slaap. Ja. Al daai verskonings is die probleem lê nie by die Here nie. Die probleem lê by die mens self. Die feit dat ons soveel keer makliker sal sê ek kan nie weens die feit dat ek nou klomp verskonings het wat ek kan gee as om te sê Here ek gaan nou omdat U vir my so ryklik sorg, my so ryklik seën, wil ek van my kant af ook dankbaarheid wys en vir U tyd maak. Want as jy my reaksie altyd ook vir lidmate wat nie kerk toe kom nie, vra ek hulle as mens dan op 'n Sondag nie tyd het vir die Here nie, hoe lyk jou week? Want as jy so maklike verskoning kry om nie saam met die Here daar in sy teenwoordigheid saam medegelowiges te wees nie, hoeveel keer sê jy dan nie in die week vir die Here, ek het nie tyd vir jou nie. En dis eintlik dan skrikwekkend, nee. Ek het nou al baie keer gehad en sê lidmate vir my reguit, maar ja, ons selfs in die week kry ons nie tyd en ons week is net te besig. Ja. So Ten minste is hulle eerlik. Hulle is eerlik, nee. Hulle is dan eerlik. Maar dis nou om te besef dat hulle verkeerd lewe en dat hulle moet erns maak om dit wat die Here van hulle verwag ook as gelowiges elke dag te gaan doen. En dit is die rusdag wat die Here vir ons gegee het. So ons rus nie deur laat te slaap nie. Dis dalk 'n aspek daarvan. Maar ons rus in die wete dat ons 'n verhouding met die Here het. Die rus in die wete dat Jesus vir ons die ewige Sabbatsrus gegee het, wat belangrik is en dit is hoe mense rus. En so die vraag is eintlik nie hoekom moet ons eredienste bywoon nie. Die vraag is waarom wil mense nie erediens bywoon nie? Waarom nie? Partykeer dan dink ek ook, ek moet nou preek, maar ek is ook moeg, dit was 'n uitdagende week. Ek sê altyd lus, dan weet ek nou weer daai oom of daai tannie wat nou weer dieselfde onnodige kommentaar gaan lewer. Dan is ek nie altyd lus daarvoor nie, maar tot ek daar kom en ek begin met die mense praat, dan besef ek, dankie tog, ek moes gepreek het, maar dankie tog dat ek regtig opgestaan het om deel te kan wees hiervan. Ja, daai oom gaan alweer sy kommentaar lewer, maar ek het soveel vreugde daai uitgeput deur net saam met gelowiges te wees en om saam in 'n ontmoeting met die Here te kan wees, om saam te kan sing. Dit is eintlik hoendervleis oomblikke. So hoekom wil jy nie in die erediens wees nie? Dis die vraag wat ons eintlik vir jou wil vra. En dan op die einde van die dag ook, as mens dan baie mooi gaan kyk ook, as die kerk geesvervulde mense is, dan is die smagting dat ons dan Galasiërs 5 die vrug van die gees dan sal uitleef. So ons lewe gaan 'n smagting wees om meer van die Here te leer. Ons gaan smag om die woord van die Here te hoor. Ons gaan smag om deel te wees van sy kerk. Ons gaan smag om dit wat die Here van ons vra te gaan uitleef. En dan dink ek net weer aan Johannes 10 waar die Here sê, my skape luister na my roepstem. Luister na die herder se roepstem. En dis presies daar waar die roepstem van die Here ook klank. So dis wonderlik dan vir ons om daar onder die geklank van God se woord die Here se woord te kan hoor en te kan weet, so spreek die Here ons Here. En ek kan daaruit my berusting vind. Dit is die wil van die Here en dis hoe ek ook hierdie week kan aanpak ooreenkomstig dit wat die Here van my verwag, so my lewe kan inrig. Want dis ook 'n plek waar ons dan hierdie groot vreugde het om die genade en die vrede van die Here, daai seën groet van die Here ook te ontvang. Regtig die onderlinge meelewing, die liefde, die omgee, onder mekaar te kan beleef en daar te kan wees vir mekaar. Regtig 'n pad te kan stap waar ons meer lewend is. Vir ons broers en susters reg omgee. Want ek gaan het weer noem, dit sal vir ons liefdeloos wees as ons nie by die kerk wil aansluit nie, maar dan sê ons eintlik met ander woorde, ek het nie my broers en my susters nodig nie, ek gaan alleen hemel toe. Ek gee nie om of my broers en my susters siek is of wat hulle ook deurgaan nie, dit gaan eintlik maar meer oor my. En dan is weer 'n selfgerigte neiging. Goed, nog iets van jou kan daar verloor? Nee, ek dink dit is genoeg. Dankie vir elkeen wat geluister het. Ons kan nog
baie lank hieroor gesels, as baie teksdeeltes wat mense ook nog kan noem, maar ek dink dit is lekker kort en bondig saamgevat. Ek weet natuurlik baie van julle gaan nou nie hou van wat julle gehoor het nie, maar weer eens, hoor die roepstem van die Here, hoor die woord van die Here, gaan ondersoek die woord van die Here. As jy nie glo wat hier gesê is nie, gaan ondersoek self die skrif. Gaan kyk self wat die Here sê. So spreek die Here ons Here. Sterkte en seën vir die res van die week.